Welkom terug by ons week van geestelike fokus op die leesstofbediening met die tema in die sendingsveld tot die einde toe. Vandag gaan ons kyk na 'n ernstige hongersnood op die horison, maar voor ons begin, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, leer ons uit U woord uit in hierdie oomblik. Help dat ons dit sal toepas in ons lewe en dat ons meer getroue Bybelstudente sal wees. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. In die wêreld het al verskeie ernstige hongersnode plaasgevind. Van die ergste wat opgeteken is, sluit in die Russiese hongersnood in 1921 tot 1922 waar 5 miljoen sterftes plaasgevind het. Die Groot Bengaalse hongersnood in Indië in 1769 tot 1773 waar daar 10 miljoen sterftes plaasgevind het. Die Dodjibara hongersnood in 1789 tot 1792 waar daar 11 miljoen sterftes plaasgevind het. Die Chalissa hongersnood in Indië in 1783 tot 1784 waar daar 11 tot 12 miljoen sterftes plaasgevind het. En dan die Oekraïense hongersnood in 1932 tot 1933 waar daar 3 tot 13 miljoen sterftes plaasgevind het. Dan die groot Chinese hongersnood in 1959 tot 1961 waar daar plus minus 55 miljoen sterftes plaasgevind het. Maar die Bybel praat van 'n ander hongersnood wat op pad is. Hierdie hongersnood sal die hele wêreld tref. Elke streek en elke volk sal daardeur geraak word. Blaai saam met my na Amos 9 toe en ons lees daar vanaf vers 10. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe. Die wat sê die onheil sal ons nie bereik nie en ons nie ontmoet nie. In die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig en ek sal sy skeure toebou en sy pynhope herstel en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. Kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwetrapper die saaier en die wat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in 'n land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit 'n land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here. Hierdie profesie sal vervul word, net soos alle ander profesieë. Dit mag moeilik wees om in menslike terme te verstaan hoe dit moontlik is waar daar 'n geestelike hongersnood kan kom in 'n tyd waar die Bybel selfs op ons selfone en tablette is. Maar die Bybel is duidelik dat so 'n tyd kom. Ons almal wat op die aarde leef, moet ons daarop voorberei. Om dit uit te stel sal noodlottig wees. Dit is nou die tyd om God se woord te bestudeer en dit in ons geheue te berg. Ons moet God se woord in ons harte dra sodat ons dit kan herroep indien nodig. Kom ons memoriseer dele van God se woord. Ons het 'n wonderlike stelsel in ons lesstudies elke week waar daar elke week 'n geheue teks is. Ek dink baie mense het vergeet hoekom daar staan 'n geheue teks. Dis 'n teks om te memoriseer elke week. Kom ons wees getrou en memoriseer weer ons weeklikse geheue tekste in ons lesstudie. Jesus en Paulus het die belangrikheid van God se woord beklemtoon. Toe Jesus deur die duiwel versoek is om klippe in brood te verander, het hy geantwoord in Matteus 4 vers 4. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons moet volgens elke woord van die Bybel leef. Hierdie vers waarsku ons teen die gevaar om slegs sekere dele
van die Bybel te aanvaar en ander te ignoreer. Moenie net op sommige teksverse leef nie. Moenie net op 'n deel van die Bybel leef nie. Moenie net die dele lees wat jy wil hoor nie. Moenie net leef volgens wat vir jou gemaklik is nie. Leef volgens elke woord in die Bybel, die Ou sowel as die Nuwe Testament. Die Bybel help ons op baie maniere. Eerstens, dit verlig ons pad na die hemel toe. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, het die psalmdigter gesê in Psalm 119:105. Sonder die Bybel sou ons in die duisternis rondtas. Sonder die Bybel sou ons nie die pad na die hemel toe kon vind nie. Sonder die Bybel sou ons nie die waarheid van die leuen kon onderskei nie. Sonder die Bybel sou ons vasgeklou het aan dwaalinge en gedink het dit is die waarheid. Dank God dat sy woord vir ons lig gee. Dit verhelder ons pad na die hemel toe. Maar daar is mense wat kies om in die duisternis te wandel. Al is die lig daar, wil hulle eerder in die duisternis wandel. Op die oordeelsdag sal hulle geen verskoning hê nie. Tweedens, dit hou ons rein. Die Bybel hou ons rein. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord, sê Psalm 119:9. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Psalm 119:111. Die Bybel openbaar sonde en help ons om rein te bly. Sonder die Bybel sou ons nie geweet het wat sonde is en wat dit aan ons doen nie. As ons rein wil bly, moet ons aan God se woord vashou. Derdens, die Bybel lei ons en korrigeer ons. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid volgens 2 Timoteus 3:16. Die hele skrif beteken beide die Ou en die Nuwe Testament. Sonder die Bybel sou mense bloot glo en leer wat hulle wil. Die rede waarom daar soveel verskillende leerstellings is omdat mense die Bybel ignoreer. Dis hoekom daar so baie denominasies in die wêreld is, want mense wil net lees wat hulle wil hoor. Die Bybel korrigeer ons. Dit wys vir ons die vuilheid in ons lewens. Dit vlei niemand nie. Dit bly getrou en eerlik. As die Bybel jou aanspreek, moet jy dit nie betwis nie. Verander eerder jou lewe. Laat ons vashou aan die vaste woord van God. Petrus het geskryf en gesê, ons het die profetiese woord wat baie vas is in 2 Petrus 1:19. As ons die Bybel ken en verstaan, sal ons beide van die volgende kan doen. 1. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat vir julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, het Petrus gesê in 1 Petrus 3:15. En tweedens, die waarheid van ons geloof bevestig ons en ons in ons geloof gevestig te hou ook. Baie glo dat die Sewendag Adventiste Kerk die oorblyfsel kerk van Bybelprofesie is, maar hulle kan dit nie uit die Bybel bewys nie. Baie mense sê jy kan op enige dag aanbid, maar het geen teks om dit te staaf nie. Baie sê jy hoef nie die 10 gebooie te onderhou nie, maar hulle het geen Bybelse vers wat dit bevestig nie. As dit nie in die Bybel is nie, is dit nie goed vir jou nie. Laat dit staan as dit nie in die Bybel is nie. Laat vaar daardie siening as jy dit nie in die Bybel kan bewys nie. Die vierde punt is, die Bybel openbaar vir ons Jesus.
Daar is geen ander boek op aarde wat Jesus so duidelik openbaar soos die Bybel nie. As jy wil weet dat Jesus God is, lees die Bybel. As jy wil weet dat Jesus jou liefhet, lees die Bybel. As jy wil weet dat Jesus barmhartig is en gereed is om jou sondes te vergewe, lees die Bybel. As jy wil weet dat Jesus die Here van die Sabbat is, lees die Bybel. As jy wil weet dat Jesus nie die wet kom afskaf het nie, bestudeer die Bybel. Die wêreld ken nie Jesus ten volle nie, want dit het gekies om ander boeke te lees in plaas van die Bybel. Satan wil nie hê ons moet die Bybel lees nie, want dan sal ons sy leuns ontdek. Hy meng waarheid met dwaaling en mislei mense so. Daarom moet ons wat mense in aanraking kom wat nog nooit die Bybel gelees het nie, die Bybel goed ken. Ons moet die Bybel goed ken as ons mense wil bereik. Ons kan nie bekostig om mense verkeerd te lei nie. Daarom moet ons Bybels ernstig studeer. Liewe literatuur-evangelis, ouderling en gemeentelede, lees die Bybel. Nie net om ander te leer nie, maar ook vir jou eie geestelike groei. Bestudeer die Bybel sodat jy 'n werker kan wees wat nie skaam hoef te wees op die dag van die Here nie. Lees en deel God se woord sodat wanneer die hongersnood uitbreek, wanneer jy nie meer toegang tot 'n Bybel gaan hê nie, wanneer ons in daai groot tyd van benoudheid is, jy en die wat jy leer gevoed sal word uit die voedsel wat reeds gestoor is hierso in jou brein. Kom ons wees ernstige Bybelstudente. Ek hoop julle voel bemoedigd om julle Bybels ernstig te studeer, sodat julle gereed kan wees om 'n rede te kan gee vir julle geloof waarin jy glo en dat jy in Jesus glo, maar sodat jy dit uit die woord uit kan 'n antwoord gee. Net soos Jesus gedoen het toe die duiwel hom wou mislei het daar in die woestyn. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons U woord kan studeer. Dankie dat ons in U woord meer van U kan leer. Dankie dat U woord ons leer dat U God is, dat Jesus God is. Dankie dat U woord ons leer dat U liefdevol is en U bereid is om ons sondes te vergewe. Heer, help ons om meer getrou U woord te studeer. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.